Goeiemôre gemeente. Het is so wonderlik om u te kan groet. Ek kan nie daarom nog so effens sien hier in die donker sit. Ja, blykbaar is daar 'n aankondiging op die buurtgroepe dat hulle moontlik die krag gaan afsit. So daarom is ons vanoggend so bietjie in die donker, want ons hardloop net die nodigste op die generator vanoggend, sodat ons seker maak ons het nie 'n kragonderbreking tydens die diens nie. So geliefdes, baie welkom vanoggend hier en ja, moet asseblief nie slaap nie. Ek gaan nie sien as jy doen nie, maar moet asseblief nie slaap nie, lig as jy af vir slaaptyd nie. Geliefdes, ons tema met hierdie Moedersdag is 'n moeder wat ons nie verwag op Moedersdag om van te hoor nie. Dis 'n moeder wat nie altyd die maklike in die lewe geken het nie. Vanoggend se Moedersdag preek gaan ons kyk na Batseba. So geliefdes, kom ons maak ons harte en ons gedagtes oop om God se woord op vanoggend te ontvang. En ons gaan begin deur hierdie erediens 'n gebed te sing. Laat Heer, U vrede deur my vloei. Kom ons sing staande hierdie gebed. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, O Heer, help my om altyd so te lief, om ander oor as myself te waag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te lief, om ander oor as myself te waag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. Leer my om ook so sien te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. In Klaagliedere 3, verse 22 tot 23 staan: Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nuut. Groot is U getrouheid. Ontvang dan die seëngroet uit Kolossense 1 vers 2. Aan almal in die gemeente wat aan God behoort, genade en vrede vir julle van God, ons Vader. Amen. Kom ons sing ons lofsang saam, Neem my lewe. Neem my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig.
Neem my hande, maak al sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete, skoeil hier, met bereidheid tot die eer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hy sal vind wat na U vraag. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, stuur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my liewe, laat dit hier U gelei wees meer en meer. Laat my hart gedierig juig en van dankbaarheid getuig. So vanoggend gaan ons in besonder kyk na Batseba. En ons gaan lees vanuit 2 Samuel 12 verse 21 tot 24. Sy amptenare vra hom toe: "Wat doen u nou? Toe die kind nog gelewe het u gevas en gehuil. Nou dat die kind dood is, staan u op en u eet." Sy antwoord was: "Terwyl die kind nog gelewe het ek gevas en gehuil, want ek het gedink, wie weet, dalk is die Here my genadig en dan sal die kind lewe. Maar nou is hy dood. Waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my toe laat terugkom? Ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my toe terugkom nie." Daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en Dawid het hom Salomo genoem. Die Here het hom liefgehad en het hom deur die profeet Nathan Jedidja laat noem, wat beteken die Here het hom lief. Ons lees tot sover vanuit die woord van die Here. Geliefdes, Batseba was die dogter en die kleindogter van gerespekteerde en bekende persone. En so was Batseba getroud met Uria, 'n dapper en 'n loyale soldaat. Uria was van 'n Jeditiese afkoms, wat beteken dat daardie volk waarin hy deel was, daardie groepering waarvan hy afgestam het, is bekend vir hulle loyaliteit aan die koning. En so was dit ook met Uria gewees. Uria was een van die dapperste soldate gewees, een van die loyaalste soldate van Dawid. En so is Uria besig om te veg vir Dawid en die mense wat agtergebly het.
Hy is besig om 'n land te beskerm, waarvan Dawid die heerser is. En terwyl Uria besig is om te veg, het Batseba haar reinigingsbad gaan vat. 'n Bad wat volgens Joodse voorskrifte moes nakom. En hierin sien ons duidelik hoe Batseba hierdie reëls gehoorsaam en haar geloofsreëls uitleef. En sy gaan vat hierdie bad. Soveel keer in die verlede het jy dalk al gehoor grappies oor Batseba wat wou raak gesien word. Wat besig was om op die dak te bad. Maar geliefdes, wanneer ons mooi gaan lees in 2 Samuel, dan lees ons dat dit nie die waarheid is nie. Batseba het nie op die dak gebad nie. Daar staan, Dawid kon nie slaap nie, en hy het op die dak gaan loop. En vanaf die dak waar Dawid gestaan het hy vir Batseba gesien. Dawid was op die dak, nie Batseba nie. En die Hebreëus maak dit ook baie duidelik. En dan ken ons die gebeure eintlik verder. Dawid sien hierdie pragtige vrou en hy word vasgevang in begeerte. En hy stel ondersoek in. Hy stuur sy mense om te gaan uitvind wie is hierdie pragtige vrou. En hulle kom terug na hom toe en hulle sê vir hom dat dit die vrou is van Uria. Een van u loyaalste soldate se vrou. Sy is getroud met hom. Dan ook is sy die kleindogter van een van sy gerespekteerde raadgewers. Maar dit keer nie vir Dawid nie. Hy gee toe aan sy begeertes en hy stuur van sy manne om hierdie pragtige vrou te gaan haal. En so spandeer hy tyd saam met Batseba en sy word swanger. Nou wanneer ons lees in die kommentare, dan staan dit in daardie tyd. Mag iemand eintlik nie geweier het as die koning 'n bevel of versoek gee om iemand te gaan haal nie. So die vraag waarmee meeste van die kommentare worstel is, het Batseba 'n keuse gehad om te gaan? Het sy werklik 'n keuse gehad of sy na die koning toe wil gaan of nie? Ons weet nie. Maar wat ons wel weet is dat Batseba nou swanger is met hierdie koning se kind. En dan dink Dawid 'n baie slinkse en 'n slim plan uit. Hy stuur mense om Uria te gaan haal vanaf die oorlogsveld. En hy beveel dan vir Uria, gaan huis toe, gaan spandeer tyd saam met jou vrou. Maar Uria is loyaal.
Uria wil nie by sy huis gaan slaap, terwyl die manne waarmee hy saam beklei, in die slagveld slaap en probeer oorleef nie. En dit laat Dawid dan met 'n ander plan opkom, dat hy Uria weer slagveld toe stuur, maar hierdie keer sit hy Uria voor aan die slagveld, waar hy weet Uria nie weer gaan huis toe kom nie. Dawid laat vermoor Uria in daardie slagveld. Welis, begeertes, moord is nou op Dawid se hande. En dan kom die profeet Nathan en dan sê hy vir Dawid, hierdie kind van jou en Batseba gaan sterf. Batseba is die vrou wat oor een bad eintlik alles verloor het. 'n slagoffer geword het in omstandighede. Haar man is vermoor en sy het haar enigste kind verloor. En dis die gedeelte wat ons ook gelees het. Waar Dawid gerou het en gevas het en probeer het om God te smeek vir genade om daardie kind se lewe te behou. Maar hierdie kind het gesterf. Batseba, die ma wat die verlies van 'n kind ken. Maar wat besonder is dat die Here nie vir Batseba los in daardie hartseer omstandighede nie. Want nou is sy koningin. Sy het met Dawid getrou en sy word weer swanger. En sy bring 'n seun in die wêreld soos ons gelees het wat Dawid dan Salomo noem. En Dawid sê hierdie seun sal eendag die koning wees. Nie een van Dawid se ander vrouens se kinders nie. Maar hy beloof daar aan Batseba, hierdie seun sal eendag die koning wees. En Batseba onthou hierdie woorde. En baie jare later, wanneer Dawid op sy sterfbed lê, dan kom Batseba en sy herinner Dawid aan hierdie woorde. Sy hou hom by sy woorde. Sy herinner hom Salomo moet koning wees. En so gebeur dit dan dat Salomo koning word en dat Salomo die opdrag kry om die tempel te bou. Wanneer ons werklik hierdie verhaal so lees, dan lees ons dat Batseba eintlik soveel gegroei het van 'n slagoffer in hartseer omstandighede na 'n vrou, 'n koningin wat met kennis en wysheid en doelgerigtheid optree.
Soveel groei in haar as vrou, lees ons eintlik raak. Salomo het die boek van Spreuke geskryf. En wat interessant is dat hierdie boek Spreuke wat Salomo geskryf het, die seun van Batseba, is hy begin met raad van 'n pa aan sy seun in die begin van Spreuke. En dan aan die einde van Spreuke gee hy die raad weer van 'n ma aan haar seun. En ons gaan vanoggend lees uit Spreuke 31 hierdie woorde wat 'n ma aan haar seun gesê het. Spreuke 31 verse 1 tot 12. Die woorde van koning Lemuel van Massa. Sy moeder het vir hom die voorskrif gegee: my seun, my kind wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek 'n gelofte gedoen het. Moenie jou krag op vrouens vermors nie. Moenie jou lewe verspil met hulle nie. Hulle bring konings tot 'n val. Dit pas konings nie om te drink nie, Lemuel. Dit pas hulle nie. Dit pas mense met gesag nie om hulle aan drank oor te gee nie. As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal en laat hulle nie reg geskied aan al die minder bevoorregtes nie. Gee drank aan die wat besig is om onder te gaan. Laat die wat swaar ly drink. As so 'n mens drink, vergeet hy van sy armoede en dink hy nie meer aan sy moeilikheid nie. Praat jy vir die wat self nie hulle sê mag sê nie. Kom op vir die reg van die wat te gronde gaan. Praat en lewer regverdige uitsprake. Laat reg geskied aan die armes en elendiges. 'n knap vrou is meer werd, baie meer werd as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lang. Geliefdes, hierdie openingswoorde in Spreuke 31 sê, die woorde van koning Lemuel van Massa, sy moeder het vir hom die voorskrif gegee. So wat baie interessant is wanneer ons nou gaan oplees oor hierdie koning Lemuel, dan vind ons nie so koning in die Bybel nie, en ons vind dit ook nêrens in 'n koninklike register nie. En wat so besonder is hoe die kommentare dit beskryf. So Lemuel is 'n liefdesnaam wat Batseba vir haar seun Salomo gegee het. Die kommentare stel dit so mooi, Batseba gee vir haar seun Salomo hierdie liefdesnaam Lemuel, wat beteken behoort aan God. Behoort aan God. En hoe besonder is dit nie dat sy hierdie liefdesnaam vir haar seun gegee het nie, en dat sy hom deur sy hele lewe deur hierdie liefdesnaam eintlik herinner het, jy behoort aan God. Elke keer wanneer sy hierdie naam gebruik om hom te roep of nader te bring, of met hom te praat en wysheid met hom te deel, herinner sy hom deur hierdie naam, jy behoort aan God. Jy staan verantwoordbaar teenoor die skepper van hemel en aarde. In jou optrede, in jou lewe, jy behoort aan God.
hierdie laaste hoofstuk van Salomo wat hy skryf, is woorde van 'n ma aan haar seun. Soos die kommentaare sê, die raad van Batseba aan Salomo. Raad van 'n vrou wat verkeerde keuses ken, die gevolge van menslike keuses al beleef het. 'n Vrou wat intense pyn ken, die pyn van die dood ken. Die dood van haar man en die dood van haar kind. Sy ken hierdie pyn. En sy deel dit. Batseba, wat ook getriomfeer het in God se genade bo oor hierdie pyn. Wat sterker geword het. So sterk, dat sy met wysheid hierdie raad vir haar seun gee. Raad wat nie altyd maklik is om weer te gee nie. Raad wat getuig van haar persoonlike verhaal. Haar verlede waarmee sy persoonlik geworstel het, dit deel sy met haar seun. En sy maak dit duidelik vir haar seun, hy moet nie dieselfde foute maak as sy ouers nie. Sy deel die beste opvoeding en raad wat sy het met Salomo. Sy maak hom groot as 'n koningskind wat aan God behoort. En deur hierdie liefdesnaam herinner sy hom, jy behoort aan God. Dit bring ons by die vraag vanoggend, geliefdes, hoe maak ons kinders en kleinkinders groot, wat aan God die ewige koning behoort? Geliefdes, in hierdie verhouding tussen Batseba en Salomo, sien ons weer eens hoe belangrik dit is, dat daar 'n verhouding moet wees tussen ouers en kinders. Gelowige ouers wat kinders in die geloof opvoed, ondersteun en met wysheid onderrig. Hoe belangrik ouers se liefde is in kinders se lewens. Hoe belangrik dit is om ons kinders te herinner dat hulle aan God behoort. Spreuke 31 is vir elke vrou wat vanoggend hier sit waarskynlik hierdie lys van 'n vrou, die volmaakte vrou waarby ons voel ons nooit sal by uit kan kom nie. Die volmaakte vrou wat ons dink, hoe het sy dit reg gekry? En as iemand ons beskryf as 'n Spreuke 31 vrou, dan raak ons eintlik so bewus van ons foute en ons verlede en ons verkeerde keuses en ons dink, sjoe, ons kan waarlik nie hierdie Spreuke 31 vrou wees nie. Moet my asseblief net nie so beskryf nie. En so lees ons met hierdie agtergrond van die kommentare vanoggend hierdie gedeelte eintlik anders. Dat Spreuke 31
geskryf is en geïnspireer is deur 'n vrou wat nie volmaak was nie. 'n vrou wat nie sonder sonde was nie. Sy het foute gehad, 'n verlede gehad. Sy het pyn geken, sy het letsels wat sy lewenslank sal dra. Dit is die vrou wat Spreuke 31 geïnspireer het. Omdat sy haar geloof met soveel toewyding uitgeleef het. En daarom beskryf Spreuke so mooi dat 'n knap vrou meer werd is as edelstene. Omdat sy haar tyd, haar gawes en haar talente gee binne in haar konteks, binne in haar omstandighede en ook in die verhoudinge rondom haar. Daarom is sy baie meer werd as edelstene. Spreuke 31 vers 28 beskryf daarom die beeld van 'n vrou wat getrou haar lewe aan die Here wil toewy en hom wil eer met haar lewe. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. Geliefdes, hierdie Moedersdag dink ons aan die belangrike rol wat veral vroue het. Vroue van geloof, wat hulle geloof uitleef. In elke verhouding wat God in hulle lewens plaas. Elke vrou wat vir kinders beter wil hê as wat sy self beleef het. Elke vrou wat haar eie tekortkominge kan erken, haar eie foute en sonde besef, en dit deel met raad en met wysheid. Elke vrou wat aanhoudend bly bid vir die toekoms van die jeug. Elke vrou wat uitleef dat sy aan God behoort, die ewige koning, en ander ook daaraan herinner dat hulle aan die ewige koning behoort. Vandag herdenk ons in hierdie wêreld alle mammas met Moedersdag. 'n biologiese ma, 'n surrogaatma, 'n ma wat aangeneem het, 'n peetma, 'n skoonma, en elke vrou wat 'n moederlike rol het en vervul. Want ongeag van u omstandighede en konteks, het die Here elke vrou gekies om daardie moederlike rol te vervul. Geliefdes, kom ons sit net so, en dan sluit ons ook saam af met 'n gebed. Ons almagtige Hemelse Vader, in u liefdevolle,
nabyheid. In u liefdevolle teenwoordigheid ervaar ons vandag hoe u weer deur u woord met ons gepraat het. Help ons om ook ons sonde en ons foute en ons verlede voor u te bring. In afhanklikheid vra ons vir die geloof en die wysheid om op te tree en te reageer in die geloof. Ons vra vir die Heilige Gees se leiding en vrede in ons lewe. Dankie dat ons mag leef met die wete, ons elkeen behoort aan die ewige Koning, ons almagtige en hemelse Vader. Amen. Ontvang die seëngroet vanuit Numeri 6 verse 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.